Welkom by nog 'n boodskap van Flowering Almond. Ons is vandag besig met die 15de boodskap van ons Desember uitdaging reeks waar ons fokus op vrouens uit die Bybel uit. Nou vandag se fokus is op die koningin van Skeba. Nou die koningin van Skeba was in daardie tydperk die magtigste vrou gewees, die rykste vrou. Mens kan 'n bietjie gaan oplees oor haar. Daar is baie ideoloë oor haar en mense party mense sê sy kom van Ethiopië af, so die Ethiopiërs glo vas sy kom van daar af. Daar selfs Zimbabweërs wat glo sy kom van daar af en dan staan mense van Saudi-Arabië wat ook die moontlikheid wys dat sy van daar af kom. Nou sy het moontlik 'n goudmyn besit, sy was baie ryk in edelgesteentes en aan goud dan nou gewees. Nou die koningin van Skeba het te hore gekom in 1 Konings 10 lees ons dit, dat sy gehoor het van Salomo se wysheid en sy rykdom en hoe hy sy watter etes hulle het en hoe baie personeel hy het aan diens. En sy wou self gaan kyk het en sy wou self gaan uitvind het of dit regtig so is. Sy was veral baie geïnteresseerd oor sy wysheid. So sy het na hom toe gekom met 'n klomp strikvrae om hom vas te vang, om te kyk of hy werklik so slim is. En Salomo het haar asem weggeslaan, want al die antwoorde wat hy gegee het, was soveel meer as wat sy verwag het. Sy het nie eers die helfte van die vrae op die eind van die dag kon sy vra nie. Sy was stom geslaan, want hy het vir alles 'n wyse antwoord gehad. Nou as ons na die woord van God gaan kyk, is daar 'n paar boeke wat Salomo se is. Maar een van die wyshede wat ek julle wil aanmoedig om tyd in te spandeer, is die boek van Hooglied. Nou Hooglied is nie sommer net 'n verwysing na 'n liefdesverhaal of na 'n boek wat mense gebruik vir 'n huwelik om aan te haal of grappies uit te maak nie. Die boek van Hooglied is propvol simboliek. En die boek van Hooglied loop hand aan hand met Openbaring. So reeds in daai tyd het die Heilige Gees aan Salomo 'n gedeelte openbaar wat nog gaan kom en dis die bruid van Christus. So as jy bietjie meer daaroor wil lees en meer wil leer en die simboliek wil verstaan, kan ek jou regtig aanmoedig om die boek Dieper Skatte uit Hooglied van Jolandi Mostert aan te koop. Ek sal die linkie onder plaas. Daarin, dit is seker die beste boek wat ek nog gelees het. Juis omdat dit daai simboliek bevat, juis omdat dit die bruid van Christus verduidelik. Maar dit is een van die boeke wat daaruit is. En dan staan Spreuke. Nou wat so lekker is van Spreuke, Spreuke het 31 hoofstukke. So mens gaan letterlik 'n hoofstuk 'n dag vat en deur dit werk. En dit is 'n baie lekker boek om met mense se kinders te begin lees, omdat dit so maklik is om te lees, wat propvol soveel wyshede is. Ons lees in Spreuke so baie waarhede en diep skatte en diep ankers vir ons lewens. So dit is bietjie van Salomo. As ons net daarin gaan dink aan daai boeke, daar's nog boeke van hom, maar dit is 2 boeke wat ek regtig kan sê mens ervaar so bietjie van daai wysheid. Nou die Gees van die Here het op Salomo gerus en dit is van daar wat hy die wysheid het, die Gees van wysheid gekry het. Nou ek wil graag vir julle lees 1 Konings 10 vers 1. Toe die koningin van Skeba hoor van Salomo se roem en eer van die naam van die Here, toe het sy gekom om hom met raaisels te toets. So sy het gehoor, maar dit het nie net daar gestop nie. Sy het self gaan ondersoek indoen. So hier is 'n paar lesse wat ons uit die verhaal van die koningin van Skeba uit kan leer. Die eerste een is, ware wysheid trek soekers aan. Die wêreld het van Salomo se wysheid gepraat, dit het gegons. Maar die skrif sê, dit is tot eer van die naam van die Here. Sy wysheid was tot eer van die naam van die Here. God se wysheid trek mense, dit weerkaats sy heerlikheid en dit laat vrae ontstaan. Nou my vraag aan jou is, laat jou lewe en jou manier van hoe jy kennis oordra en hoe jy met mense omgaan, trek dit mense nader aan God of trek dit hulle nader aan jou eie sukses? Want in Matteus 5 vers 16 staan daar, laat julle lig so skyn voor die mense. So Salomo se wysheid was absoluut tot eer van die Here gewees om sy naam groot te maak. Die Heilige Gees het 'n gees van wysheid wat hy op ons uitstort.
En die oomblik as jy sy kind is daai Gees met jou. Is jy besig om in wysheid op te tree, om in wysheid te praat, of is jy ontaktvol, is jy besig om sommer net goed te sê of goeders te doen wat nie spreek van wysheid nie? Trek dit mense nader aan die Here of stoot dit hulle weg, dat dit meer op jou eie sukses en op jou eie roem gefokus is? Die tweede les is, sy het vrae gevra en sy het moeilike vrae gevra. In 1 Konings 10 vers 2 lees ons dit. Sy het met hom gepraat oor alles wat in haar hart was. Sy het nie oppervlakkig gebly nie, sy het haar hart oopgemaak en sy het diep vrae gevra. Nou God is nie bang vir jou vrae nie. Hy nooi jou om sy woord te ondersoek, om diep vrae te vra. Jeremia 29 vers 13 sê, julle sal my soek en vind, as julle my soek met my hele hart. Hierdie koningin van Skeba het 'n hele reis aangepak, omdat sy soekend was, omdat sy met haar hele hart kom soek het, na hierdie wysheid, na hierdie diep antwoorde, wat sy wou ontvang het. En ons almal loop met vrae in ons harte rond. Hoekom lê jy nie jou vrae daar aan Jesus se voete neer nie? En dan les 3, God se wysheid oorweldig menslike verwagtinge. 1 Konings 10 vers 4 tot 5 staan daar, toe die koningin van Skeba al die wysheid van Salomo sien, was haar asem weggeslaan. Die wysheid van God is meer as wat ons hoor, dis meer as net 'n Instagram quote, dit is lewensveranderend. So ek wil jou vra, wanneer laas was jy asemloos, dat jou asem weggeslaan is, oor die grootheid van die Here, en oor sy wysheid, en oor sy woord? Wanneer laas het jy sy woord gelees, en jy het gesê, wow, ek kan nie glo hierdie staan hier nie, ek kan nie glo dit spreek nou so tot my hart nie. Want julle, ons het so baie, ek het vanoggend eintlik, terwyl ek my boekrak so staan en regpak, toe dink ek, sjoe, ons is so oorweldig deur so baie hulpbronne in vandag se lewe. Ons vat ons foon en ons kan 'n vraag intik en ons kan antwoorde kry, ons kan boeke lees. Maar wanneer laas het ons werklik al die boeke en al die hulpbronne op sy gesit en die woord van God aangegryp? En dit is wat ek hoop met hierdie video's ek jou inspireer, is om 'n agtergrond te gee, om vrae te stel, maar dat jy dan self na die woord van God toe gaan en self gaan leer en self gaan ontdek, want is daar waar hy jou asem gaan wegslaan en wat hy vir jou antwoorde gaan gee. Hebreërs 4 vers 12 sê, die woord van God is lewend en kragtig. Hoor julle, dit is lewend. Dit is nie 'n dooie boek wat jy net lees met dooie woorde nie. Die Heilige Gees kom en hy blaas lewe in daai skrifte in. Jy moet net gaan, soos die koningin van Skeba, soekend met antwoorde, soekend vir die Here se stem. Dan les 4. Die koningin van Skeba erken, dit wat ek gehoor het, was maar net die helfte. In 1 Konings 10 vers 7 staan dit, die helfte is my nie eers vertel nie. Jy kan God hoor deur ander, maar jy moet homself ervaar. Geloof kan nie geleen word nie. En dis nou presies met die vorige les, die derde les wat ek vir jou gesê het. Jy moet homself ervaar. Jy kan hierdie video hoor, jy kan ander video's hoor. Jy kan boeke gaan lees, maar as jy nie self gaan en sê, Here, ek soek U met my hele hart. Kom, slaan my asem weg. Kom praat met my. Kom maak die woord lewend nie. Dan gaan jy hom misloop. So begin met die boek van Spreuke. Begin met Hooglied. Begin met dit wat ook maklik is. Selfs in die psalms. Dis maklik om te begin lees. Dis maklik om dalk te begin by Handelinge, Romeine en so deur te werk. En jouself dan te equip en dan te gaan na die Ou Testament toe. Of na Matteus en Markus en Lukas toe. Maar jy moet honger gaan. Psalm 34 vers 9 het 'n belofte in. Smaak en sien dat die Here goed is. Die Here sal homself aan jou openbaar. Dit is verseker. Dan die 5de les. Ware wysheid lei tot aanbidding. 1 Konings 10 vers 9 sê die koningin van Skeba, geseënd is die Here jou God, wat behaag in jou gehad het. Sy prys nie vir Salomo nie, sy prys vir God. En wanneer jy God se wysheid regtig ontdek het, dan buig jou hart, dan verander jou fokus en dan ontwaak aanbidding. So dit is die toets, hoe weet jy het werklik God ontmoet deur die woord? Hoe weet jy het regtig met sy wysheid te doen gekry? Daar's 'n nederigheid wat in jou hart kom. Dit maak aanbidding los, waar jy op jou knie wil val en sê, U alleen is waardig, U alleen is groot, U alleen is magtig. Here, U is al wysheid.
Dit kom slegs vanuit 'n plek van openbaring, waar jy kan sien en kan ervaar dat hy groot is, soos die koningin van Skeba. Sy was nie beïndruk met Salomo nie, sy was beïndruk met die God van Salomo. Die 6de les, sy bring skatte, maar sy ontvang soveel meer. Sy bring in 1 Konings 10, vers 10 en 13, lees ons van die skatte, sy bring goud, speserye en edelgesteentes. Maar hoor wat ontvang sy? Sy ontvang antwoorde, wysheid en openbaring. God is nooit iemand se skuldenaar nie, hy skuld ons niks nie. Hy gee vrylik. Spreuke 3 vers 15 sê Salomo juis, wysheid is meer werd as parels. So is dit wat jy soek? Is jou hart soekend na dit wat sy gebring het? Na goud en edelgesteentes en speserye, na die wêreldse aanloklikhede, duur vakansies, duur motors, huise in die beste buurt, die mooiste meubels. Is dit wat jou hart laat klop? Is dit wat jou asem wegslaan? Is die duurste nuwe mat of die duurste nuwe gordyne? Is dit wat by jou mond uitloop? Of is dit wat by jou mond uitloop, dit wat die Here gee? Die wysheid, die openbaring, die vryheid. Is dit wat God vir jou gee? Is dit vir jou groot, soos wat dit vir die koningin van Skeba was, dat sy bereid was om soveel geskenke prys te gee? So sy het eintlik gekom in ruil. Dis vir my so mooi om te sien. Sy kom gee hierdie goeders wat altyd vir haar die belangrikste was, want sy het iets groter by Salomo ontvang, deur die Gees van God. So vandag, so groot vraag is nie, is God wys nie? Ons weet, God is wys. Dis eerder, is jy honger na sy wysheid? Ondersoek jy sy woord? En belê jy jou tyd, jou hart en jou skatte daarin? Matteus 12 vers 42, gaan lees dit, waar jou skat is, né? Daar sal jou hart wees. Want Jesus is die ware wysheid, hy is die groter koning, en hy is die finale antwoord. So ek bid oor jou, dat jou hart ook honger sal wees, honger na sy wysheid, honger na sy waarheid. Mag jy ook gaan ondersoek, soos die koningin van Skeba, moenie wag vir iemand anders nie, moenie net glo dit wat jy hoor nie, vat die woord, en gaan ondersoek self, en laat die woord, die Gees van God, jou asem vir 'n slag wegslaan.